van die Gees hier, laat ons baie versigtig wees. Ek wil vinnig die gebeure uitlig vir u. Ek wil vir u vinnig by die punte deurvat. Hoekom doen ek dit? Ek wil vir u sê, ons is besig om in 'n groot struik te trap. Daar word klaar gespot met die wegraping. Dis klaar ons wat sê, ja wel, het hy nie gekom nie. Daar's baie ligsinnige aanmerkings rondom dit. En ek gaan nou vir julle die skrif gee uit 2 Petrus wat ons laasweek aangehaal het. En nou wens ons moenie fokus verloor nie. Moenie fokus verloor nie. En as jy dink daar kom 'n pre-trip of 'n middeltrip of 'n after tribulation, ek bly by 'n pre-trip. Ek glo ons is besig om in die fase in te gaan van verdrukking. Dis vinnig besig om te kom, maar ek wil gou vir julle noem wat's besig om te gebeur oor die wêreld. Suid-Afrika, kom ons hardloop vinnig. Die Kreer Wildtuin se naam wil hulle verander na David Mabuza toe. Alright. Gates het 'n skielike baie goedkoper inenting vir HIV medisyne vir Suid-Afrika. Daar sit op hierdie stadium 8 ouens met infeksies. Trump het verlede week in Engeland het hy gaan besoek afgedoen. Ek hoop julle let op wat gebeur het. Hy was verlede week daar. Die premier van Engeland het Vrydag gesê, van volgende maand af, ek het nie geweet dit is so vinnig nie, van volgende maand af wil hulle kontant heeltemal van die mark afval in Engeland. Die ID-chip moet inkom as jy daar wil werk, as jy vakansie wil gaan, as jy 'n werkspermit wil kry, tekens van die tye. Onthou ek het julle gesê, wie was in Engeland? Die CEO's van Microsoft, Musk was daar, Apple se ouens was almal daar. Alright, so, dis daar's 'n ander ding wat kom, daar's 'n wegraping vrees. Daar het 'n vrees gekom by mense rondom die wegraping. As jy kind van God is, jy geen vrees nie. Geen. Jy het 'n opgewondenheid dat hy gaan jou kom haal. As jy nie daai opgewondenheid het nie, is daar fout in jou lewe, in jou verhouding met Christus. 2 Petrus kom in hoofstuk 3. Ek wil dit net vinnig vir julle uitlig. Kom nou by my tema. Dit moet julle weet, veral, dat in die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. En sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vader ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. As ek daar nie enige krediet vanmôre kan gee, is dit, hy het 'n ding kom wakker maak. Hy het hierdie skrif kom wakker maak. Want nou begin almal spot. Met waar is dit? En hy word nou natuurlik die culprit. Hy word opgespring, sy ribbers word afgeskop. Ouens, vergewe hom. Hy het hierdie dringendheid gehad van 'n datum. Ek het nie 'n datum nie, maar ek het tekens van die tye wat vir my sê, die wegraping is nou nog nader as wat ons dink. Moenie vir jou baie langtermynbeplanning bedoen nie. Hoor wat ek vir jou sê, en ek sê dit baie versigtig. Doen wat Hannelore gesê het vanmôre, asof vir die Here. Maar wat jy doen dit voluit. Voluit. Nie 'n halwe poging nie. Dit gaan vir jou niks in die sak bring nie, want jou kop gaan die mekaar raak. Onthou, alles gaan oor Israel. 1948 het hulle 'n staat geword. Jeremia sê, op een dag kan so iets gebeur. God gaan op een dag 'n nasie by mekaar bring. Die onmoontlike, want dis die God wat ons dien. Dis 'n God van onmoontlikheid. God bring hulle terug. Al die nasies draai nou teen Israel. Israel is die middelpunt en dis God se saak. Ek wil iets ingooi. Charlie Kirk se dood het 'n groot opwekking gebring in Amerika. Maar as ouens wat sê dat herlewing in Amerika gekom, as dit herlewing is, verstaan ek nie die Bybel nie. Herlewing sê, mense val op hulle knieë voor God neer, hulle bely hulle sonde, hulle sê, o God, red my, ek is 'n sondaar. Daar staan mense in die gehoor by Charlie Kirk, hulle blaas babbel soos hulle bubblegum kou met 'n hand in die lug, en hulle loof en prys. Wie prys hulle? Watter God prys hulle? Waar is die vrees van die Here? En wat wil Amerika nou doen? 'n Standbeeld bou vir Charlie Kirk. Die eer gaan na Charlie Kirk toe, nie aan God toe nie. God sê, ek deel my eer met niemand. Pas op ouens, moenie mislei word nie. Wees baie wakker.
Sy vrou is skielik die CEO van een van die sterkste companies in Amerika. Kyk na die tekens. Moenie altyd dink die pastoor is negatief nie. Die pastoor is baie wakker. En as ek 'n ding kry, dan sê ek, Here, maar hoekom moet ek dit nou sien? Hoekom moet ek die nou? Hoekom? Want God sê, wat ek vir jou sê, sal jy sê. Ouens, ons is nie besig om in te gaan in die gevaarlikste tyd. Ek het dit laasweek gesê, die afval van die kerk gaan kom. Want daar's 'n vals teologie wat oor die wêreld uithardloop. Almal is opgewonde. En ek is baie dankbaar dat Charlie Kirk sy lewe gegee het. Dat hy sy lewe moes gee. Ek is dankbaar dat baie mense daardeur Christus bewus geword het. Maar moenie Charlie Kirk ophef nie. Moenie hom eer nie, moenie hom loof nie. Christus is die een wat sy lewe kom aflê het. Charlie Kirk is 'n instrument in God se hand. Dis al wat hy is. So hy kan nie die krediet kry nie. Alraai, die grootste grap, ons regering het gesê, ons wonderlike soldate in die vloot en die lugmag het die wegraping gekeer, want die wegraping sou uit Natal uitgekom het. Ons lag. Besef julle wat se gees heers oor ons land. Ek wens ons kan so fanaties raak oor Christus, soos ek gister aan die hoogtepunte kyk, van die fanatiese ouens op Kingspark in Durban, toe daai Springbokke speel. Die ouens raak oor hulle God van sport. Maar Christus moet ergens in 'n kassie bly. Net in jou, ouens, die groot dinge nie gebeur. Net in jou het gepraat op die 23ste, dit was die 24ste, dit was die vredesverbond wat geteken was. Julle moet vanmôre asseblief hierdie ding verstaan, ek gaan nou vir julle skrif gee, oor waar pas Israel in alles in. Alles draai om Israel. Nie oor jou en my nie. Glad nie. Glad nie. Ek en jy die kans om Jesus Christus aan te nooi. Kyk, ek het my lewe ingenooi. En nou gaan dit oor, ek en jy moet bid vir die vrede van Jerusalem. Net in jou kom op 90% van jou stap uit die vergadering uit in die United Nations. Weet julle wat het inherent gebeur? Al daai nasies wat uitgestap het 'n verbond met Satan gemaak teen Israel. Want ek gaan dit nou vir julle lees. Intussen het Trump 800 van sy grootste generale van die weermag, die vloot, die lugmag ingeroep. Hulle is op 'n gereedheidsgrondslag. Vanoggend is Iran totaal op die lys van blacklisting gesit. Sanksies totaal en al teen Iran. Die weermag in Amerika is in rep en roer vanmôre, want Iran dreig. Logika. Netanyahu se speech was wonderlikheid, met hulle gepraat soos 'n klomp kinders, want dit lyk my dis al wat daai klomp clowns by die United Nations verstaan. En ek het nog baie goed, ek gaan nie almal sê nie. Een ding wat my pla, twee dinge wat my nog pla. TikTok is deur Amerika oorgekoop. Julle het gehoor. Hulle het ons by China weggevat. Jou vryheid gaan ingeboet word. Kan maar maak wat jy wil. Donald Trump het 'n ding gesê wat my verskriklik pla. Judea, Samaria sal nie aan Israel behoort nie. Hy gaan totaal deur die woord. Dis God se. God het gesê jy mag nie Israel verdeel nie. God het gesê Palestina het geen bestaansreg nie. Alright, so Donald Trump het nou gaan sê, daai twee lande of daai twee stede of wat jy dit ook al wil noem, het geen bestaansreg saam met Israel nie. Trump is besig om op sy woord terug te gaan. Trump is besig om 'n vredesverbond met Hamas te reël. Hulle is besig, hulle sit om die tafel. Hy is ook nou besig om te wil erken. Hy het gesê nee vir Palestina.
en ewe skielik begin hy backtrack. Hy gaan terug op sy woord. Ek praat met julle oor eindtye. Alright. Sagaria 12 vers 1 tot 3. Ek wil jy moet dit net gou verstaan. God spraak, ja. Die woord van die Here oor Israel. Die Here spreek wat die hemel uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. Dis hoekom ek en jy hier is. Sy gees is in ons. Alright. Kyk. Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelm en ook teen Juda sal dit wees tydens die beleding teen Jerusalem. En hier kom dit nou vers 3. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel sal hom daarmee sekerlik seermaak en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Dit het gebeur nou. Weet julle wat kom in die volgende week? Ek wens ek weet. Alles verander binne 'n uur daagliks. Nie meer daagliks nie, nie meer weekliks nie, nie meer maandeliks nie. Elke uur is daar 'n ding besig. God is besig om baie haastig sy woord in vervulling te bring. En hier kom die hele ding. God sê, kyk baie mooi wat sê die woord. Hy sê nie Israel nie. Hy sê ek maak Jerusalem. Wat is jou en my opdrag? Wat sê jou Bybel? Bid vir wie? Jerusalem. Hy het nie gesê bid vir Israel nie. Hy het gesê bid vir Jerusalem. Nou sê God, ek maak Jerusalem tot 'n swaar klip vir al die volke en elkeen wat teen hulle opkom gaan nou moeilikheid kry. Want onthou dit gaan oor Jerusalem. 2/3 van Jerusalem van die Jode gaan verlore. Maar God se saak is met die Jode. God se saak praat nie van Jesus nie. Hulle het hom verwerp, hulle het Christus verwerp. Ek en jy die voorreg om Christus te kon aanneem. Jeremia 30 vers 7. Wee, want die dag is groot sonder weerga en dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob. Maar hy sal daaruit verlos word. Wie is Jakob? Israel. Dis die stam Israel. Hy praat, daar's 'n benoudheid vir Israel. Right? Die volgende vers 11. Want ek is met jou, spreek die Here, om jou te verlos, want ek sal 'n einde maak. Hoor wat sê God? Aan al die nasies waarin ek jou verstrooi het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie. Maar ek sal jou tugtig met mate en ek sal jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. God sal Israel nooit, ooit verwerp nie. Toe gaan Suid-Afrika onder andere, Slimland eergister was Nieu-Seeland, wat gesê het hulle gaan nie Palestina erken as 'n staat nie. Al die groot lande het. Australië, Engeland, Suid-Afrika. Daar's 'n vloek op elke land wat hulle rug op Israel draai. God het in Genesis 'n verbond met Abraham gemaak en hy het gesê wie jou seën sal ek seën, wie jou vervloek gaan ek vervloek. Jy het nou met God te doen. Ons is in die eindtye besig om al hoe vinniger in 'n malhuis in te hardloop. Ouens, ons moet wakker en waaksaam bly. En dan waarsku God Sagaria 14 vers 2. Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Hierdie gaan na aardslag van Armagedon toe. Dis na die 7 jaar. Maar kyk wat sê God, ek gaan hulle versamel. Die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. God sit gereed met 'n groot ding. En ek wil vir julle sê, ek dink Jesus is soos 'n wilde perd wat wil losbreek en sê, laat ek net die bruid gaan haal. Ek wil die bruid gaan haal. Want hierdie ding wat nou kom, hierdie ding is God se saak met Israel. Alright, Jonathan Kahn skryf 'n baie ding, daai Return of the Gods, the God of Madness, is net absoluut
absoluut die waarheid. My tema vanmôre, wees stil en hoor. Jy weet, om stil te wees en nie te luister nie beteken niks. God is nie jou AI God nie. Jy kan nie met God kommunikeer soos wat jy vandag met alles kommunikeer, met jou selfoon, jou televisie, met jou flipping laptop, noem dit wat jy wil. Jy kan nie God so wil dien nie. Jy gaan moet stil word en jy gaan by God moet kom sit en luister. En weet julle wat is ons probleem? Ons is te besig. Ons is te besig met te veel goed, ons is te besig met alles behalwe God. En weet julle wat is ons ander probleem? Kan julle die afval verstaan wat die woord sê? Die liefde verkoel? Gaan ek die geloof kry? Ons is nie meer daar vir mekaar nie. Wanneer laas het jy? Dankie. Kobus se vrou is siek. Ons voel ons doen wat ons doen uit liefde uit. Ons koop nie gesig nie. Wanneer laas het jy vir die volgende in die gemeente gebel en gesê, hoe gaan dit met jou? Maar jy sien, dit gaan oor ek, myself en I. Verstaan jy wat ek sê? Het ons nog tyd vir mekaar? Ouens, ons gaan moet begin tyd maak vir mekaar baie vinnig. Ons gaan mekaar nodig hê. En ek dink ons taak in Suid-Afrika is net moeiliker. Want die Afrikaners sukkel om eenheid te maak. Ons Afrikaner het 'n lelike mentaliteit. Ek het in hierdie week vir my vrou gesê, ek verstaan nie hoekom is ons Afrikaners so nie. Vroeger jare was ons die mees gasvryste klomp mense. Ons het in die strate afgeloop en gekuier en tot laatnag het die ouens oor die draad gehang. Julle onthou van Anstini. So baie dat hy sê was my tannie. Waar is dit? Ons het dit verloor. Ons het die naaste liefde verloor. Ons het die omgee verloor. As daar 'n tyd is om stil te raak, is dit nou, die stemme moet stil word. Ons moet begin seker maak dat ons God se stem hoor. Psalm 139 vers 1. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Vers 2 sê, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. Ken hy jou? Weet hy van jou? Is hy bewus van jou? Ouens, wat help het ons is op 'n Sondag in die kerk, ons halleluja, prys God en ja, so great om die Here te dien. Maar jy's flipping die duiwel van self in jou huis. Jou kinders, jou kleinkinders kan nie eens huishou met jou nie. Jy's 'n heks. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want is 'n heksgees. Ek het hierdie week ongelooflike demoniese aanvalle gehad. Ongelooflik. Ek het boodskappe gekry van ouens wat sê, ek het hierdie probleem en onmiddellik identifiseer hy dis sataniste en hekse wat vir my goed stuur. Hulle soek die portals, hulle wil inkom. Hoekom? Want ons verklaar van hierdie kansel af. Ons staan teen die gees van witchcraft. Ons staan teen hierdie geeste van ons regering. Maak dit jou populêr? Nee. Maak dit jou in die geeswêreld populêr? Ek hoop nie so nie. Die duiwel moet so skrik as hy jou flipping naam in die môre hoor. Laat hy die deure toeklap en hard. Yes. Hy sê, U deurfors my gaan en my lê, U is met al my weë goed bekend. God ken jou in en uit. Maar ken hy jou vanmôre? Dis die vraag. Jy sien, ons sit met hierdie krisis, die krisis, alles loop verkeerd. Maar God ken my. So wat steek ek nou vir hom weg? Ek gaan nou vir jou verduidelik hoe naby is hy in jou. Maar die feit kan wees, jy moet hom toelaat. Jy moet hom toelaat, anders beteken hierdie woord totaal niks. Hy sê, want ons nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. Ek kan hier in die kerk met 'n mooi vroom gesiggie vir julle vertel, man.
En ek kan jou probeer beïndruk. Lieg vir jou. Want God weet wat's in jou hart. Is 'n masker wat ons dra om voor te gee. Ons is liewe Jesus kindertjies. Ons is verby daai stadium, ouens. Die ou mense het nie die kennis gehad wat ons het nie. En God sê die kennis gaan vermeerder. En God sê ek gaan julle almal verantwoording hou vir die kennis wat jy opgedoen het. Want jy kan nie jou kennis vat en onder die mat gaan ingooi en sê, wel, weet jy wat, dit raak my nie. Alles wat op hierdie aarde gebeur vandag, raak jou, want God het jou juis hier, omdat jy 'n verskil moet maak. OK, dankie Here. U sluit my in van agter van voor. U lê u hand op my. Daar's twee kante. As God sy hand op jou lê, en jy raak bewus van God se heiligheid, wil jy doodgaan. Weet nie wie van julle dit beleef nie. Ek beleef dit weekliks. Die grootheid, die heiligheid van God, dat ek so God se hand voel, dat ek sê, kan ek nie liewer doodgaan nie. Ek praat nie woorde nie, praat ondervinding vanmôre. Dit is swaar. Dit is swaar. Dit is swaar om te hoor, en as mense met jou praat, dan sê Here, maar wat leer ons mense? Wanneer gaan hulle leer? Wanneer gaan hulle oorwinning kom? Wanneer gaan hulle autoriteit vat? Wanneer gaan hulle krag vat? Wanneer gaan hulle die vyand uitkleed? Dalk nie ek die kennis, en ek doen niks daarmee nie. Hy sê om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Kan ek julle gou vanmôre iets voorstel? Daar's soveel gode deur die eeue, waarvan die oosterse en die westerse totaal verskil. Die oosterse gelowe, Narisha my kan help, Hindoeïsme, is van die verste. Ek dink, ek praat onder korreksie. Christendom is die jongste geloof op aarde. Ons is 2000 jaar oud. Nie 6000 nie. God het 'n verbond met Israel. Christus het 'n verbond met jou en my kom maak. Dis waar hy gesê het, nou bring ek die evangelie na die heiden toe. Alright. So, ons sit met die jongste geloof op aarde. En al hierdie demoniese magte wat daar is, wat Amerika losgelaat het, volgende week as die Here wil ek hieroor praat. Wat Amerika losgemaak het met die Krishna beeld in New York 2020 voor die Stock Exchange gebou. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. Dit is 'n bietjie lank terug, ek het 5 jaar terug daaroor gepraat. Het sy gesit met haar arms, met haar slurpie, en weet julle wie se kop was op daai beeld voor die Stock Exchange van die bil? Weet julle? Kamala Harris. Haar naam val in saam met dit. En hulle het in Amerika met die verkiesing van Joe Biden uitgeroep. Kamala, Kamala. Hulle het gechant die godes van Hindoeïsme. En Amerika het geval. En ons het geval. Suid-Afrika is nie op die plek waar hulle moet wees nie. Deurgrond my. Hy kan my net deurgrond as ek by hom gaan sit. God is alomteenwoordig, almagtig. Psalm 2 kom met die sterkste woorde wat ooit geskryf was vir 2025. Waarom voel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Ons het dit hierdie week gesien in die United Nations. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad, hoor wat sê, teen die Here en sy gesalfde. Die konings van die aarde, Ramaphosa ingesluit, het totaal teen God gedraai. Hulle sê wat? Laat ons hulle bande stik en druk en hulle toue van ons afwerp. Sagaria, Israel maak ek 'n klip. Die wêreld is gebind deur hulle haat
vir Israel. Hier sê die psalmskrywer dit. Hy wat in die hemel woon, lag. God spot met hulle. Weet julle hoekom? God se beheer. Ramaphosa en Kie gaan slakery. En ek en jy, as ons onder die gees van hulle bly, gaan afvallig raak en saam slakery. Maar hy gaan sy bruid uithaal as ons gereed is. Dan sal God hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Kyk, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Wie is dit? Seun van God. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. God eis die nasies, en hulle gaan voor Jesus kom buig, en hulle gaan erken, elke tong sal bely, elke knie sal buig, Jesus is die Christus, wat hierdie regering insluit. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Hierdie is nou nie skielik meer die liewe Jesus, wat genade op genade op genade, wat jy vervlaks holrig lei, jou hele lewe, ek het genade, daarom kan ek maar doen wat ek doen, ek gaan hemel toe. Jou pastoor, jou dominee, jou gelieg. Wees nou verstandig. Praat hy met die konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Toe Kamala Harris deur die regterstoele gehardloop het en genomineer word vir die visiepresident van Amerika, het sy die dag wat sy benoem is om te kan staan vir die visiepresident onder Joe Biden, daardie dag het sy 'n ding geteken wat abortus gewettig het. Selfde dag. Ons dink die gebeur maar net goed. Baie groter. Tyd dat jy jou God raak sien. Dien die Here met vrees. Kyk gou hier. Kom ouens, kom ons praat maar 'n bietjie waarheid. Dien hom met vrees, maar kyk wat sê hy. Juig met wat? Halala. Dis 'n ander storie. Juig met bewing. O Here, ek kom voor die aangesig met bewing. Maar ek is so dankbaar en opgewonde, want hierdie God wat ek dien, is 'n mighty God, he's a mighty warrior, maar ek kom nie hierin met 'n bravade nie, ek kom nie in met 'n totale afhanklikheid, ek het 'n nederigheid, ek is so afhanklik van die Here, ek kan nie asemhaal sonder hom nie. Nou is daar bewing, wanneer ek voor hom kom juig, want dit is presies wat koning Dawid ervaar. Hy sê toe hulle daar in die ark raak en 'n ou slaan dood neer, toe sê hy, dit waar ek is te bang vir hierdie God. Wat sal ons doen as ons met ons valsheid in hierdie kerke moet sit en God laat ons begin dood neerslaan? O, hy sal nie, hy's 'n God van liefde. Nee, raak jy sy heiligheid aan, dan kyk jy. Ek deer jou. Ek daag jou uit. Raak sy heiligheid aan. Start hom. Challenge hom. Ananias, Safira kom by en Petrus sê vir hulle, hoekom het julle vir die Heilige Gees gelieg? Wat gebeur? Slaan dood neer. En sy vrou kom bietjie later en sy sê, Petrus sê, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, sê, hoekom het jy en jou man ooreengekom om vir die Heilige Gees te lieg? Dieselfde voete wat jou man uitgedraad, wag vir jou. Dan slaat sy ook dood neer. Ek dink daai vrees moet terugkom kerk. Maar weet julle wat gaan gebeur? As jy in die kerk neerslaan, gaan jou familie die kerk
dag vir menseregte. Want dit is waar ons is. Gaan kyk, jou laaste kerk, menseregte. Gaan kyk Philadelphia, gaan kyk wat sê Openbaring. Right, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Kus die seun. Met ander woorde, wat doen ek? Nie Judas nie. Kom soen maar sy voete. O Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. Ek lê my voete by u voet, my lewe by u voete af. Hy sê, hy kan baie gou kan sy toorn ontvlam, maar wel geluksalig almal wat by hom skuil. U sien, al jou en my rus en vrede is wanneer ek die Heilige Gees van God toelaat om 'n beheer van my lewe te wees. Ons moet terugkom op die plek van nederigheid en totale afhanklikheid. Lukas 5 vers 16. Ek wil dit vanmôre in jou gees inspreek. Hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. As julle nie gaan begin tyd uitkoop nie, gaan ons die punt mis. Ons is besig om in 'n mal wêreld maller te word. Daar's geen einde nie. Daar's geen einde nie. En al die stemme wat kom, is besig om jou gek te maak. En as jy nie jou tyd gaan doen wat Jesus gesê het nie, wat hy vir ons die voorbeeld gestel het nie, by die tweede kom. Ons moet stil raak, ons moet God se stem gaan hoor soos nog nooit van tevore nie, en weet jy wat? Weet jy wat is die geheim? As jy die stem van die Heilige Gees hoor, gaan jy nie deur elke lering beïnvloed word nie. Want hierdie ou sê nou dit en hierdie ou sê nou dat. Daar hoor jy, die kom die nuwe en alweer die weggeraap in die 7 Oktober. Maar Oktober maand, onthou bietjie, hou dit hier, agter, ergens. Volgende maand is Halloween. Volgende maand is Satanisme se hoofmaand. Volgende maand, 20 Oktober, is Hindu Krishna se grootste fees. As jy nie hierdie goed teestaan nie, gaan dit jou beïnvloed. Glo my. Want jy word die gees wat jou beheer. Hoor julle wat ek sê? Daai gees wat jou beheer, word jy. Is dit God se gees? Is dit 'n bose gees? Onthou wat ek laasweek gesê het, die Here sê in sy woord baie uitdruklik, die onrein geeste gaan uit en hy gaan oor waterloos, hy kom terug, as hy jou huis leeg en versier kry, gaan haal hy 7 ander erge en 8 erger geeste is terug in jou. En jy dink, jy gaan jou sonde oorwin, jy dink, jy gaan jou verslawing oorwin, jy dink, man, vergeet dit. Daar's 8 demone wat vir jou vertel, ja, jy's okay, jy's besig om jou pad oop te pyf hel toe. When die hel is so by your way, 'n werklike plek. Jesus het meer van die hel gepraat as van die hemel, om ons te waarsku. Onthou net Jesus se woorde, ek doen niks. Hoor julle wat sê hy? Ek doen niks, ek sê niks, wat ek nie by die Vader hoor nie. Binnekamer, alwaar jy die stem van die Heilige Gees gaan hoor. Daar's die Egiptiese woestynvaders, hulle het 'n baie kosbare uitdrukking gehad, wat hulle gesê het daai jare, gaan na jou sel, maak die deur toe, en bly daar sal Jahweh jou alles, hoor wat sê hy, leer wat jy moet weet. Klink soos die Bybel. Klink soos Jesus. Klink soos Christus wat sê, wanneer jy bid, gaan jy op in 'n kamer, sluit die deur. En jou God wat in die verborgene sien, sal jou in die openbare vergelde. As daar 'n tyd is wat ons by sy voete moet uitkom, daar's nie meer
Daar's nie meer 'n plaasvervanger nie. Daar's nie meer iets wat vir my sê, hierdie ou gaan my bietjie of dit kan my bietjie vrede gee nie. Daar is nie. Die Here sê, wanneer hulle vir julle sê, vrede, vrede, sal daar nooit weer vrede wees nie. Ons is verby enige vrede. OK, die enigste vrede wat nou kom is van die anti-kris. Daarom die Heilige Gees sal jou leer. Ons is te aan die gang, ouens. Ons is te aan die gang. Ons moet vanmôre weet, vrees is nie van God nie, verwarring is nie van God nie, paniek is nie van God nie. Dis wanorde. God is 'n God van orde. Alright, dis tyd. Jammer ou, so Saartjie is nie vanmôre hier nie. Gawie het altyd gesê, time out. As hulle te baie gepraat het, dan het hy gesê, time out. Ek wil vanmôre vir julle ouens sê, is time out. Jy gaan binnekamer toe moet gaan, en jy gaan moet onderbreek dit wat jou so onderbreek. Dis 'n gejaag na niks. Dis 'n gejaag na niks. En wanneer jy in jou binnekamer kom, dat jy, hoor wat ek gou sê, is jy niks en God. Niks. Jy kan nie in jou binnekamer gaan en vir my sê, jy lees jou Bybel op jou selfoon nie, al wil ek vanmôre vir jou sê, slaan die vervlakste ding stikkend. Want jy gaan jou advertensies kry, daar gaan whatever inkom, daar gaan 10 en 'n call girl opkom. Ek is miskien oud, maar ek is nie stupid nie. So kom ek het vir my. Is jy niks en God. Is net julle twee. Want wat ons nou gelees het, u deurgrond my. God wil jou ken, maar hy wil hê jy moet hom ook ken. God staan voor jou, langs jou, agter jou. En nou kom Paulus, hy sê in Filippense 3, vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Kan jy nou verstaan hoekom gaan jy deur moeilike stadiums? Hier staan dit vir jou. Ek wil hom sy krag, sy opstanding ken, maar ek wil ook verstaan, as Jesus deur lyding moes gaan, sal ek ook. En dis okay. Dis okay. Want ek word gevorm na gelykvormig aan hom. Ek word gevorm om te word soos Christus. Ek word begrawe, dan sterf ek, dan staan die nuwe mens mos op. Maar die nuwe mens wat opstaan, wil altyd terugvoeter na die ou mens toe. Ja, maar ek het 'n swakheid en ek wil nog, en ek wil nog, en jy wil vervlak niks, man. God moet. Laat hy beheer neem. Laat hy totaal in beheer kom. Dan sal jy sien, wat is hierdie krag van sy opstanding. En dan as jy dan so 'n bietjie deur 'n lyding moet gaan jy dit totaal verstaan. Want Jesus is deur dit. Hoekom is hy daar deur? Om God te behaag. Nooit oor hom gegaan nie. Net oor God. Ek wil afsluit. Een ding moet ons weet. God is in jou, in my. Die Grieks sê entos, beteken binne in jou. Onthou jy die dag toe jy hom ingenooi het? Toe jy opgewonde jy was? Toe jy lekker dit was? Nou is dit boring. Ja, maar alles loop verkeerd. Is fyn. Niks het vir Jesus reg geloop nie. Dit het so sleg gegaan dat hom gekruisig het. Maar hy het God verheerlik. Dis al. As dit nie jou hoofpremie, jou hoofdoel op hierdie aarde is nie, stop het. Want God sê, gaan my eer met niemand deel nie. Psalm 139 vers 13. En hiermee wil ek afsluit. Kyk bietjie wat sê hierdie God van jou. U het my niere gevorm, my moeder se skoot geweef. Ek kry vanoggend 'n foto van kinders van Australië,
Een wat sy vrou swanger is. Die tegnologie is iets verskrikliks. Sien jy hierdie prentjie, sien hierdie hele gesiggie, hoe oud is daai kind nou? 14 weke, 12 weke. Hierdie volmaakte geskape wesentjie. Gesiggie, oortjies. Jy was ook daar. Wat het toe nou gemaak dat jy nie meer daar is nie? Wat het toe nou gemaak dat jy die God wat jou toegemaak het, nie meer vertrou nie? Wat het gemaak dat jy nou so groot in jouself geraak het? Arrogant geraak het? Ekskuus vir my Afrikaanse woord. Mag ek dit sê? Ek is op die lig. Windgat. Ons Afrikaners het windie geraak. Dit is vol bravade. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die diepte van die aarde. Wow. God het jou so kunstig geweef. En omtrent toe hy dit gedoen het, toe hy klaar is met die vrou te sê, kyk hy het die man geskaap het te sê, is goed, maar toe hy die vrou sê, dis baie goed. Kompleks. Dan is jylle bly kompleks. Dankie. Som een wat het herken. O God het my ongevormde klomp gesien. En toe jy daar kom en die saad kom by saad en hier's niks, hier's net hierdie ongevormde klomp, toe sê hy, en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe dat daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van dit daar was, jou pads uitgelee. Tot die dag waar jou kop neerlee. Maar ek wil jou vanmorgen die vraag vra. Is jy tevrede met wie jy is? Is jy regtig? Kan jy voor die spieël staan en vir jou sê, ek haat hierdie. Jy haat wat God gedoen het. Besef jy waar is God? Besef jy is veronderstel om binne te wees? Besef jy is in elke gesprek? Besef jy is daar wanneer jy afbrekend praat? Besef jy is daar wanneer jy skinder? Besef jy is daar wanneer jy sleg praat? Besef jy is daar wanneer jy jou eie kinders en kleinkinders sleg sê? Wie die hel gee jou die reg? Want God het jou nie sleg gesê nie. Hy sê, ek het alles van jou in my boek geskrywe. Maar wie julle wat sê tragedie? Hierdie boek gaan teen jou getuig. Want hy gaan sê, ek het vir jou, alles van jou het ek in jou boek geskrywe. Maar kyk wat het jy alles teen die boek gaan doen. Jou boek gaan teen jou getuig. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker? Waar sal ek heen gaan? Waar sal ek wegvlug van God af? Hy sê, gaan ek na die berge? Is daar. Gaan ek na die hel? Is daar. Gaan ek in die eindes van die aarde? Is daar. Gaan ek in die diepste see? Is daar. En jy dink jy is alright. My gebed vanmorgen gaan doen jou selfondersoek. Hierdie wêreld gaan jou insluk ou. Hoor wat ek vir jou vanmorgen sê. Hierdie wêreld met al sy informasie gaan jou insluk. Gaan sit by God se voete. En wees net jy en hy. Net julle twee. En laat sy Heilige Gees toe. Om te doen wat God wil doen. Laat dit wat hy van jou geskryf het. God het 'n unieke woord. My roeping op jou lewe sal my God nooit berou nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat hy gaan sê. Jy het jou boek verander. Dis jou keuse. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vanmôre dat ons kan hoor
die genade van God steeds in hierdie tye, hierdie willemultye, hierdie tye waar die wêreld totaal gek geword het. Hierdie tye, Here, waar ons sien hoe die wêreld kant kies teen God en God se volk. Hierdie tye, waarin die duiwel alles sal doen, om ons God se stem stil te maak. Om 'n gees van verwarring te bring, gees van madness, soos Jonathan Kahn dit noem. 3/4 van die wêreld weet nie vandag hoekom hulle vir die Palestynë skree nie. 3/4 van die wêreld vergeet van al die moord, weglistigheid wat in hulle is. God het in sy woord gesê, Ismael en Isak. Maar die wêreld volg die Ismael. My gebed is vanmôre is dat ons die stem van God tydelik sal hoor bo al die stemme. Dat ons die God van Jakob, Isak en Jakob, van Abraham, Isak en Jakob, dat ons sy stem sal hoor. Dat ons werklik waar die tyd sal uitkoop. Die woord sê die dae is boos. Ons moet hierdie dae uitkoop. Ons moet baie haastig die stem van God hoor. Want die dag dat Jesus sy bruid kom haal, kom nou vinniger nader as wat ons besef. Met hierdie gebeure rondom die map, die kaart wat ons het van Israel, van Sagaria, van Joël 3, van Esegiel, alles dui dat die koms van die koning van alle konings is so naby. En die woord van die Here sê, die koms is 'n dief in die nag, op die oomblik wat ons dit die minste verwag, gaan U die bruid vat. Mag ons gereed wees. Dis my gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie.